Dis wonderlik om so saam te wees met die manne. Dankie vir die salwing van die Here wat hier is. Die Here beloof ons, dis meer as een in sy naam vergader, daar is sy salwing. Ons het nie idee wat sy effek het op die omgewing nie. Ons weet net, dat waar daar kerke is, het maak nie saak wat se kerke dit is nie, is daar, in die samelewing is daar seën. Jy kan maar kyk oral, waar Christenskap gekom het, waar daar kerke is, daar is lewe. Die dorpies in Europa is allemaal om kerke gebou. As jy daar kom, ons sien, daar is 'n kerk en dan is die dorpie om die kerke gebou. En as jy die kerke wegvat, dan vat jy die beskawing weg. Jy kan maar kyk oral. En ons het nie idee wat sy effek dit het wanneer ons saamkom en God aanbid nie. Veral as ons manne saamkom, daar is iets spesiaals rondom dis hierdie vanaand. En ek wil jou komment, as die Engelsman sê, sorry vir Engelse woorde tussen mekaar, ek is in 'n Engelse kerk, en ek moet baie keer Engels preek, of omtrent elke Sondag preek ek Engels. En vir my is die wonderwerk dat die mense my verstaan as ek Engels praat. En maar daar's 'n effek wat ons het wanneer ons so saamkom. Ek dink aan selgroepe byvoorbeeld. Ouens het nie idee wat se effek het op hulle omgewing het nie. Hulle kom, hulle bid daar saam. Hulle het miskien nie direkte effek op die gemeenskap nie, maar indirek in die gees. As jy verby die transformers loop, wat in die straat is met die elektrisiteit en so, dan hoor jy baie keer as jy luister, hoor jy so, ooo, dis wat aangaan die gees. Nou vanaand is dit aan die gang hierso. Dit effek op ons omgewing, dat die manne hierso by mekaar kom. Ons kan enige ander ding gaan doen, en ek wil jou komment wat hier is awesome, wat jy vanaand hier is. Dis nie maklik om op 'n woensdag aand na so 'n byeenkoms en hier is jy, dis awesome. Mag God jou ontmoet, en dis nie net so as ons God soek, dan vind ons hom, is maar net so. Ek wil vir jou dankie sê, Laurens, vir jou vriendskap. Ek wil net sê, dit is nog altyd deur die jare, so dit vir my baie meningsvol, ons vriendskap mekaar. Ons sien mekaar nie baie nie, maar wanneer ons mekaar sien, daar's iets gemeenskaplik in die gees, en ek wil vir jou dankie sê, dit bou regtig in my lewe in. Dit is my groot eer dat ek met jou kan vriende wees, en dankie vir jou kindness. Ek weet nie hoe om dit in Afrikaans te sê, mooi nie, kindness, Engelse woord wat mooi is. En die Here sê in Hosea 11 sê, I've healed you with human kindness. With cords of human kindness. I've healed you. Here genees ons baie keer deur mense en vriendskappe, en ek vind dat my vriendskap met Laurens is op so vlak dat ek heling vind wanneer ons saam is. Baie dankie vir dit. Ek wil vanaand met u gesels wat ek dink dis baie eenvoudig. Ek dink 'n kind sal dit verstaan ensovoorts, maar ek dink tog ook dat ek dink die Here gaan ons uitdaag vanaand. Dis nie een van die boodskappe wat jy 'n lekker warm gevoel in jou hart het, sê uitgaan nie. Dalk gaan jy nie baie van my hou as ek hier klaar is nie. Maar ek wil baie graag met u deel oor ons tyd in die tydperk in Suid-Afrika waar ons woon. Ons kan praat oor die res van die wêreld, maar ons woon nie daar nie, ons woon hier. Ons het ons eie uitdagings en ons lewe in 'n tydperk waar daar ontsaglike uitdagings op ons is. Ek onthou net voor ek weermag toe is, ek en Japie was saam in die weermag. Toe weet ek 'n bietjie fiks word vir die army. Toe begin ek hierso van einde stand 9, daar stand 9 af, dat ek begin middelafstand hardloop. Want ek wou fiks word vir die army. En ek was nooit 'n verskriklike hardloper nie, maar ek in die span beland. Ek was derde, die ouwe tweede gekom het my gelap op die 1500 meter. Maar ek het aangekom. Ek is meer 'n pakdier. Toe ek in die army kom, en hulle sit staaldak, webbing en geweer en voel kiet op my. Toe is al my ouens wat by my kon bly. Ek's 'n pakdier, weet, as jy my laai met goed, dan hou ek. Maar so 'n skoon hardloop het ek gesukkel mee. Maar ek onthou, hulle het vir my gesê, met 1500 meter, julle moet nou verskoon, julle neem julle op wat ek sê vanaand. Julle moet dit regtig van die goed sny. Ek onthou, ek hardloop 1500 meter, maar ek vat die ding kalm. Ek sien hierdie is 'n klomp kere om die baan, ek vat dit kalm. En ouens gaan met my verby. In die laaste ronde, toe trek ek daar weg. Maar ek haal ouens in, maar regtig, ek het amper het ek vooruit gekom. En die onderwyser skreeu vir my, sê, Van der Berg, hoekom hardloop jy soos verskoon as maar daai tyd, weet. Hy het my gesê, jy hardloop 1500, soos jy dink, jy moet 800 hardloop. En jy hardloop 3000 meter, soos jy dink, jy moet 1500 hardloop. Dit is altyd bietjie vinniger as wat jy dink. Ek het toegesnap, ek het nogal. Maar ek het agtergekom, ek word baie moer. En as hy oor 3000 of 10.000 meter hardloop, dan jy pace jouself ons. Want dit is 'n marathon tipe ding.
Kom ek sê vir jou, ons was moontlik in 'n marathon tot onlangs, maar die ellende is, ons is nie meer in 'n marathon nie. Ons kan nie onsself meer pace nie. As ons nie nou volgens die reëls gaan en volgens die reëls hardloop nie. As ons nie ons lewenswetloop nou gryp in ons land, ons Suid-Afrika nou, as ons nie sekere reëls gaan nakom nie, gaan ons sukkel. Want skielik het ons 'n 100 meter reis, of 400 meter reis, skielik. Daar's dinge wat gevra word van mense wat jy nie kan, wat maak dit nie. Dit kry swaar. Weet ouens wat die sit, kry swaar is. Onder druk, en nou weet nie hoe om die goed te maak nie, weet nie hoe bo uit te kom nie. Jy sien, ons eintlike stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar is teen owerhede en magte. Baie ouens sê, en sekere doktrines wat rondgaan, wat hulle sê die duiwel, die Bybel sê vir ons, hy is soos 'n brullende leeu. Nou sê hulle, hy's nie regtig soos, hulle sê so. Kom ek sê vir jou, as jy dink hy's nie regtig nie, wil ek net met 'n paar tree terug staan, dan kyk jy na die wêreld. Dan wys ek vir jou stukkende wêreld, ek wys vir jou mense wat verslind is. Ek wys vir jou verwoesting. Die Satan, as hy jou alleen kry, gaan hy jou verwoes. Hy is die prins van hierdie wêreld, maar ons is nie hier as deel van die wêreld, ons is hier deel van God se koninkryk. Sy koninkryk te vestig. Daar is sekere reëls vir my en jou in Suid-Afrika vandag om te kan oorwin. En ek moet dit deel, want in die begin van die jaar, toe besef ek, die hele Desember het ek eintlik gewroeg. Stefan het my gevra, hoe was my in Desember, maar ek wou hom nie burden met al my goeders nie, maar ek het gewroeg Desember, regtig. Daar was 'n swaarmoedigheid op my en ek het gebid en gewroeg, ek nie geweet wat. En tot aan die einde Desember, toe begin die Here met my praat. Toe sê hy vir my, Joe, dinge is anders. Laurens het nou gesê, ons moet onder God inkom. Dinge is anders, ons moet onder God inkom. En ek gaan vir julle kwalifiseer wat dit is en wat dit beteken. Ek wil net vir julle 'n gedeelte lees uit 2 Korintiërs hoofstuk 13, die laaste vers. Dis die tweede boek van Korintiërs wat Paulus skryf en dis die laaste vers en dis die laaste brief wat hy skryf vir hulle en hy gaan nie weer skryf nie en dis die laaste vers wat hy vir hulle gee om vir hulle te sê, ek wil hê, ek seën julle met hierdie woorde, maar dis hoe ek wil hê julle moet lewe. Ek wil hê hierdie moet op julle lewens wees en dis soos hoe julle moet lewe en wat julle moet ervaar in julle lewens. Hy sê vers 13 van 2 Korintiërs 13. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Amen. Ek wil begin met die genade van die Here Jesus Christus. Net vir julle sê dat die Here sê vir ons sy woord in Jakobus 4 en ek lees dit graag en baie keer mense lees Jakobus 4 maar hulle lees daai een versie. Maar daar's 'n paar versies wat aan mekaar is daar wat belangrik is om na te kyk en belangrik om die hele lot te lees en die konteks van dit te verstaan. Hy sê in Jakobus hoofstuk 4 vers 5, hy sê, of meen julle dat die skrif te vergeef sê, met jaloersheid begeer die Gees wat in ons woon. Dan sê hy vers 6, maar hy gee groter genade. Daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar hy aan die nederiges gee genade. Hy sê nou, dis die vers wat ouens gewoonlik gebruik, hulle sê onderwerp jou aan God en weerstaan die duiwel. Nou die onderwerping van God het baie te doen met wat die voorafgaande verse ons daar sê. Ons gaan nou praat oor die Heilige Gees. Ons wil praat oor hoe kan ek en jy fiks genoeg wees, nie net om te survive in hierdie tyd nie, maar om te oorwin. Want ek en jy het nodig, nie net om te survive nie, want ek en jy het nodig om op 'n plek te wees waar ons kan sê, Here, ek is hier en U kan my gebruik. Want as ek net survive, dan sou nie daar nie. Maar ons moet daai plek wees waar ons op die voorvoet is en sê, Here, U kan my gebruik in hierdie tyd. Ek is reg, Here. Te midde van hierdie stryd waar ons is ek reg. Ek het gesien hoe mense baie keer, hoe owerhede, magte, mense beet kry en jy kan sien hoe hy kan 'n ou mors. Maar daar is 'n plek waar ons onsself kan posisioneer waar jy niks kan maak nie. Dis 'n nederigheid. Die Here sê, ek gee oorvloedige genade aan die nederiges. Nou dis hoe ons onsself onder God stel, is 'n nederigheid. Ons kan nie vandag meer lewe in 'n bitterheid of 'n waan of ons kan nie, jy gaan nie survive nie. Daar's 'n ander ding waarmee jy saamloop is, moenie alleen loop nie.
Ons het mekaar nodig. Sorg dat jy 'n broer het wat jy mee kan praat. Sorg dat jy 'n broer of iemand wat jy jou lewe mee kan deel. Moenie alleen loop nie. As jy meer as een is nog beter. Moenie dat jy alleen gevang word en dink en geïsoleerd raak en wat gebeur met ons? Jy raak in probleme en dink jy ek is die enigste ou in die wêreld en ek het hierdie klomp nonsens aangevang en ek is skaam om te deel. Vind iemand wat jy kan vertrou. Nie aan almal nie. Ek weet ou, daar's seker ouens wat jy net nie meer kan vertrou met jou lewe nie, maar daar's ouens wat jy kan vertrou. As jy mee kan praat, sê, Jesus, broer, ek het hierdie, kan jy saam met my bid, kan jy saam met my staan in hierdie, want ek wil nie alleen staan nie, ek wil nie geïsoleerd gevang word. En as iemand jou sy lewe deel, moenie gaan en hom expose nie. Moenie dit doen nie. Want die Here gaan jou, hy voorsien vir jou, hy sal jou voorsien. Hy sal jou voorsien. Ek sê jou, ek wil jou 'n storie vertel van dit. Ek staan eendag en ek sien hier trek hou in, hy's van 'n ver dorp af, ek kan nie eers die dorp genoem nie. Hy trek daar in, is 'n groot prediker, groot kerk. Hy stop daar en hy sê, ek het van vanoggend vroeg af gery, ek moes by jou kom. Hy sê, ek wil 'n ding bely met jou, en die vakansie het goed gebeur en so. En hy met 'n caravan gaan kamp en daar was 'n jong gultjie en so iets goed, ek kan nie 'n storie vertel nie, maar jy kan self dink. En hy sê vir my hierdie storie en maar hy is een van die groot leiers in ons, daai tyd was het IFCC of iets, en hy bid, ek bid saam met hom, en hy sê vir my, moet ons nou vir die ouens gaan vertel, en so ek is reg, ek sê ons vertel niemand nie. Ek en jy het dit voor die Here bely, en dit bly by my, ek is 'n kluis, niemand sal dit hoor van my nie. Die Here het my getoets daar. Toe daai daar wegry, toe sê die Here vir my, wel gedaan, want ek is ook so. Ek is ook 'n kluis. As jy bely, hy is getrou en regverdig om my te vergewe, my te reinig van alle ongeregtigheid. Maar as ek sê ek het nie sonde nie, dan sê hy, maak ek hom tot 'n leienaar. So ek moet erken dat ek 'n sondaar is. Dis 1 Johannes 1. Hy sê dit 2 maal. Hy sê in die vorige vers sê hy sê jy maak God 'n leienaar as jy sê dit nie gesondig nie. Hy sê maar as jy jou sondes bely, hy is getrou en regverdig om jou te vergewe, van alle ongeregtigheid te reinig. Nie mense nie, hy. Ons dink baie keer mense, ons sit nie ouens, nie vir die verkeerde ouens goed vertel nie. Jy gaan jou regte waarheid sien. In elk geval, dan sê hy vir my, hy sê dan weer eens, as jy sê dit nie gesondig nie, maak my tot 'n leienaar. So een van die groot dele van my, om myself te verneder onder God te kom, is om te erken, ek maak dit nie mooi nie. Om te erken, ek maak dit nie goed nie. En baie keer vang ons onsself in 'n plek waar ons in 'n waan is en ons het iewers ter oorwinning of iets en dan ons trots teenoor ander en ons het baie goed te sê en is 'n verkeerde plek om te wees. Jy kan eerder in gebrokenheid wees. Kom ek sê net vir jou, God distansieer hom nie van menslikheid nie. Hy distansieer homself van trots. Hy sê weerstaan die trotsaar. Die letterlike vertaling is daar, hy frustreer die trotsaar. Nou ek en jy, as ons onsself vind in 'n plek van trots, as ons nie onder God is in hierdie tyd nie, gaan ons nie maak nie. En hierdie ding gaan baie prakties. As ons kyk na ons land se omgewing en probleme, hierdie goed gaan vir 'n tyd lank nie beter raak nie. Dit gaan moontlik slegter raak. Gevoel dat die Here vir my sê, ek moenie my vasstaar in die korrupsie en die goed wat nou gebeur nie. Want as jy vrugte op die boom het wat moet vrot word, moet dit eers so vrot word dat dit kan val. Dan kom dit tot einde. Ons is in 'n proses van ons land waar daar vrugte is wat moet vrot word en moet val. En ons sien dit en dit ontstel ons en dit vul ons visies en ons maar moenie dit doen nie. Want die Here het 'n plan vir ons. Die Here het 'n doel met ons, maar ek en jy moet onsself so posisioneer dat ons dit kan maak. Anders gaan ons op die pad, gaan ons dit iewers nie maak nie. En die groot ding is vir my en jou om onder God in te kom. Soos wat Laurens gesê het vroeër. Sê Here, ek maak dit nie, ek het nodig om onderheen te kom. Ek is nie een van daai wat kan sê Here, ek kyk vir my hoe wonderlik het ek nou gegroei geestelik en wat so goed weet ek alles. Ek is so die en daai om te sê Here, ek kom onder U. Dis okay. En in my land, in die goed wat my kwaad maak, die goed wat my woedend maak, ek kom onder U Here.
Ek verneder my onder U, want weet jy wat, dit is nie die moeite werd nie. Om ons te verneder onder God, dan help dit ons. Sê Here, ek kom onder U, ek neem 'n besluit, want ek praat praktiese goed met U, en dit is baie eenvoudig, maar ek wil vir U sê, as jy moet oppas, om nie in die verkeerde plek gevang te word. Want as ek onderdanig is aan God, en op baie plek sê, ek kan die duiwel weerstaan, hy is van my wegvlug. Ons praat van owerhede en magte. Hier noem hy interessant, hy noem nie demone nie, hy sê die duiwel. Dit meen, die owerste sal vlug, want hy kan my niks maak nie, want ek is onder God. Ek is onderdanig. Moses, hy in die huis van Farao, hy sê in Handelinge, hy was wel ter tale in die huis van Farao. Na 40 jaar in die woestyn toe hakkel hy. Hy was in die Ways and Means Committee van die Here het hom weet gehad. Maar hy het nederig geraak, verstaan. In Numeri 12 sê hy, en ek wil dit vir julle lees, is awesome. En dit is belangrik, want hierdie is nogal, dit is van toepassing op ons nou. Baie. Numeri 12 sê die volgende van hom, hy sê, maar die man Moses was baie sagmoedig, meer as al die mense op die aardbodem. Dis dieselfde ou wat die Egiptenaar doodgeslaan het. Selfde ou. Hy's meer sagmoedig as al die mense op die aarde. Hoe het hy so geword? Ek wonder. Jy sien, ek en jy kan 'n besluit neem en sê, Here, ons kom onder U. Nou hoef ons nie allerlei goed deur te gaan nie. Maar die Here het ons lief genoeg om ons daar te wil kry, want hy weet dis waar ons veilig is. Moses staan in sy gemoedigheid en hy neem 'n besluit, maar hy maak eintlik droog in sy besluit, want hy het niemand geraadpleeg nie sy broer en suster nie. Sy broer Aaron was sy spreekbuis. Sy broer Aaron was die priester, hy was sy meneer. So hy was nie sommer hierdie uit daar nie, hy het 'n posisie bekleed. Sy suster was een wat die Psalm geskryf het nadat deur die Dooie See. Sy was 'n profetes, sy was 'n persoon van gestalte. En hy besluit, hy gaan met 'n swart vrou trou, Kusiet. En hulle like dit niks nie. En hulle begin maar omreer teenoor hom. Maar hy sê niks nie, hy verdedig hom self. Hy het eintlik bietjie droog gemaak. Maar ten spyte daarvan, kom die Here en hy help hom. En hy vat sy part. Ek wil net vir jou sê, ons kan dalk in posisies wees waar ons voel, ek is nie perfek nie. Miskien het ek 'n bietjie droog gemaak. Miskien het ek het nie, alles is nie so verskriklik in plek. As jy nederig is, gaan die Here jou part vat. As jy jou verneder onder God, sal die Here jou nie uitlewer aan die Satan, as hy goed nie. Hy sal jou pad vat. En ek wil vir julle sê dat die plek, en is die belangrikste punt vir ons vanaand, is om dit te onthou, dat ons, Here, ek kom onder U. Ek wil nie arrogant wees nie. Ek wil nie op 'n plek wees waar ek gevind word, waar ek in arrogansie en in bitterheid is maar net 'n ander manifestasie van arrogansie. Bitterheid word gebore uit van, wie gee jou die reg om dit? Weet jy wie's ek? Weet jy wie's my naam? Ons is die van 'n bergs. Ons, daai stories, staan. Dit kweek bitterheid. Maar as ek sê, Here, ek is onder U, is dit bietjie anders. En ek wil vanaand, wil ek U uitdaag, en ek wil eintlik hier vir 'n oomblik stop. En ek wil vir jou vra, in jou swakheid, as jy hier is, om dit nie te sien as 'n totale mislukking, maar sien dit as 'n wonderlike instrument om jou maklik onder God te kry. Want is van daar af wat jy oorwinning wil gee. Sê, Here, ek maak dit nie, maar kom onder U en ek bely my sondes voor U. Want in hierdie plek van my belydenis, in hierdie nederigheid, in hierdie posisie, is van waar U my gebruik. Is van waar ek die Satan kan weerstaan, hy is my wegvlug. Is van waar ek in oorwinning gaan wees in Suid-Afrika in 2014, in die jare wat kom. Want skielik is ons in 'n 100 meter dash. Ons is nie nou, ons pys onsself nie nou op 'n 10.000 meter nie. Skielik is goed vinnig. Skielik is daar goed in die gees wat verander, as dinge wat my teenstaan, wat ek nie weet hoe om te handle nie. En die Here wil vir jou en my sterk maak in die gees. Hy wil vir jou en my mense van substance maak, wat ons in nederigheid kan staan in die aanskoue van al die trots en waan van hierdie wêreld. Want as mense wat
vol trots en waan vandag hier is, want dit mag kry. En dit maak seer partykeer, en dit raak ouens, want daar's 'n trotsheid, jy kan sien hoe party ouens bestuur. Daar's seker dat ouens wat net nie vir jou sal dankie sê as jy hulle sê nie dankie nie. Want daar's 'n ding, hulle ken hulle self toe. Goed. Hulle word so groot, lyk my. Maar moenie dat daai goeters jou face nie. Moenie laat hulle jou leer nie. Laat die Here jou leer. Verstaan? Daar's 'n dimensie waar God ons wil gebruik en daar's posisioneer waar ons gaan oorwin. Ons moenie dat hulle jou leer. Moenie sê ja, maar hulle maak so, ek gaan ook nou. Ek ry nou net soos die taksies, want hulle ry ook so. Moenie dit doen nie. Moenie dit doen nie. Verneder jou onder die Here se hand. Hy is jou beskerm. En hy nie net dit nie. Hy gee jou dit oorwin. Op die regte tyd. Dan tree hy in vir jou. Wat jy nie gedink het nie. Kom ek beloof vir jou, ek staan hier as 'n mens. Ek is nie perfek nie en ek is allesbehalwe perfek. En ek kan glad nie, ek kan vir jou goeders vertel en probeer jou voel of iets, maar ek kan vir jou een ding, ander ding vertel, van God se getrouheid. En die manier hoe God intree vir ons en instaan vir ons, op wonderbaarlike wyse, ten spyt van ons menslikheid. Waarom sê ek vir jou, hy weerstaan nie menslikheid nie. Inteendeel, hy trek dit nader, en hy toon genade, maar ons onsself verneder. Maar moenie trots wees nie. Dis nie die regte tyd nou daarvoor nie. Ons kom toe ons die 10.000 meter, ek ons gesê, okay, ek sal voorsien, weet, en ons het nog baie tyd. Daar's goed wat te vinnig nou gebeur. Daar's dinge wat te veel van ons vra. Ek en jy moet sterk staan. En as jy kyk na die vrugte wat van die boom afval op hierdie stadium, daar word goed geopenbaar. Moenie dat jy ontstel nie. Dit moet so wees. Daai goed moet vrot en val. Dis wat moet gebeur. Dit moet vrot en val. En elke keer as jy dit sien, dan sê jy, ja, daar vrot, hy gaan val. Dit moet aanhoudend gebeur. En dis God se plan. Die Here sou nie in 94 'n mooi ding gedoen het. En ons gered het, en nou skielik, hy sou nie. Wat is die rede daarvoor? Hy het 'n plan. En ek wil spesifiek vir die Afrikaner, ons, daar's iets in ons wat kosbaar is, maar die kosbaarheid kom nie uit trotsheid nie. Dit kom uit nederigheid uit. Die erdekruid as hy gebars het, dan kan ons die nardus ruik, ons kan die olie ruik, ons kan die parfuum ruik, wanneer hy gebars, wanneer daar gebrokenheid is. Moenie dat jy gevang word in 'n plek, waar jy soos Moses, die Egiptenaar wil doodslaan. Dis nie nou die tyd daarvoor. Dis nie nou daai tyd nie. Die tyd is nou, vir nederigheid onder God. Dis die eerste punt. Die genade van die Here Jesus Christus. Dis ons het ervaar, dis daai plek, is daai posisie, waar ons God se genade ervaar. Die tweede ding wat hy sê, is die liefde van die Vader, maar ek wil, voor ek dit deel, wil ek eerst die Heilige Gees, en ek wil die Vader gedeelte laaste doen, want ek wil iets sê daar wat ek wil nie julle nou al ontstel nie. Ek is bang ek ontstel julle, dan luister nie verder nie. Hy sê die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met julle almal. Ons het nodig om vol van die Gees te wees, soos nog nooit tevore nie. In Efesiërs 5, en ons ken hierdie skrifte, in vers 17 begin hy so, hy sê, moenie dwaas wees nie. Vind uit wat God se wil is. Want jy sien in die wêreld, die dinge gaan vinnig, goed as hardloop. En nou, jy vang jouself, jy weet nie meer wat, jy gaan ook maar saam, weet is, en goed as hardloop net onder jou uit. Nou sê die woord, hy sê, moenie dwaas wees nie. Vind uit wat God se wil is. Dan sê hy, moenie dronk word van wyn nie, maar word met die Gees vervul. Dit is my baie interessant dat hy die wyn en die Gees saam noem. Want jy sien, ons toevlug is baie keer om aller goeders, weet jy wil 'n paar drinks vat, en is nie fout as jy wil wyn drink of wat ook al nie, jy kan wyn drink. Maar moenie dat dit jou toevlug is nie, dis wat hy sê. Moenie jou toevlug neem daartoe nie, maar laat die Gees jou vervul. Nou ek wil net vir jy sê, ek was 18 jaar oud toe ek met die Here ontmoet het, toe ek eerste keer gevul is met die Heilige Gees. En ek het hierdie jare is daar ding vir my, daar's nie 'n drank of 'n drink of 'n fix wat kom by wanneer God se Gees jou vul. Daar's niks nie.
Daar's niks wat daarby kom, wat jou kan maak, soos Dawid sê, met my God spring ek oor 'n muur, met my God loop ek 'n bende storm, want hy maak ons kragtig en wonderbaar. En dis waar dit kom, en ek wil net hier stil staan vir 'n oomblik. Jy sien, ons as mense, die feit dat God ons wil vul, en hy wil ons, baie keer het ons 'n ervaring. En baie mense sê, moenie ervaring hê, net geloof hê. Ek sê, ou moet geloof hê, maar die ervaring ook. Want baie keer is daar nie ervaring, dan is dit net geloof. En dis goed so. Want die feit dat ek met die Gees vervul is eerstens nie omdat ek dit voel nie. Ek doen dit eerstens glo ek dit omdat die Here so gesê het. In Lukas hoofstuk 10 sê die Here Jesus, of Lukas 11 sê hy die volgende, hy sê, as julle wat boos is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Vader in die hemel nie sy Gees vir jou gee, as jy tot hom bid nie. Die letterlike vertaling is, as jy hom vra nie. So wie gee hy sy Gees? Hulle wat hom vra. Dis hoe dit is. Nou jy sien, die ellende is met mense is dat ons het allerlei supergeestelike goed wat ons glo, wat mense verkondig. God is nie supergeestelik nie, hy is reël. Hy is reël, ek sê jou. Hy is nie super spiritual nie, hy is reël. As jy hom super spiritual aanbid, gaan jy hom so ervaar. Hy is nie so nie. As hy sê, ek gaan jou my Gees vul, en hy sê, ek het 'n begeerte, ek het jaloerse begeerte na jou. Wie die fixing klaar gedoen? Hy het alles gefiks. Hy het die koneksies gemaak. Jy en ek moenie die koneksies maak nie, hy het dit gemaak. Ons stupid, ons dink ons moet die koneksies maak. Hy het klaar die koneksies gemaak, die elektrisiteit is daarin, ek moet net die prop insit en die switch aansit. Hy het al die koneksies gemaak, deur Christus is die koneksies. Ek het een Pinkstertyd, bedien ek by 'n plek, en 'n vrou kom na my toe, sy trek haar skirt op, sy wys my haar knie, sy sê, kyk hierso. Ek sê, wat is dit? Dit lyk vir my nie goed nie. Dag, sy het haar raak geskeer of iets. En sy sê, nee, ons kruip op ons knie, voor die Here, hulle praat so, voor die Here, so. Want ons wil hê met die Gees, moet ons vul, so. Ek dink by myself, ek het niks van gesê nie, want ek wil nie haar seer maak of iets nie. Maar ek dink by myself, hierdie wat sy hier sê, is uit die put van die hel uit. Want het weerhou hierdie mense van die glorie van God. Die Here wil jou meer vul as wat jy wil hê. Hy sê, Paulus sê, vind uit wat sy wil. Wat is sy wil? Dat jy met die Gees vervul word. En daai woord vervul is gedurig. Daarom kan ek nie glo, dis 'n ingewikkelde ding nie. Ek moet glo, dit is iets wat baie eenvoudig is. Want die Here Jesus homself sê in Lukas 10, vers 21, ek prys die Vader van die hemel dat hy hierdie dinge weerhou het van die wyse en verstandige mense, maar hy het aan kindertjies openbaar. Hy self sê dit. En ek toets altyd hierdie weird and wonderful revelations goed van mense. Ek toets dit altyd aan, kan 'n kind dit verstaan? As kind dit nie kan verstaan nie, dan hou ek hou links. Ek mis daai ene. Ek wil met u deel in ons tyd. Ek wil met iets baie prakties deel rondom hierdie. Hoe meer kinderlik ons kan wees met God, hoe meer kan ons ervaar. Lukas 18, vers 3 sê die Here Jesus, as jy nie word soos 'n kind nie, sê hy my koninkryk nie ingaan. Dis nou ongelukkig so. En dit het te doen met die nederigheid waar ons mee begin het. Maar ek wil met iets deel oor rondom die Heilige Gees en sy invulling en sy lewe rondom dit. Wil ek met u deel wat baie prakties wat jy elke dag mee kan lewe. En so ek het uit noodsaak uit my eie swakheid en my eie onvermoë het ek was 18 jaar oud. Dus ek saam met Jappie, ek en hy was saam in eenheid gewees. Hy het nie geweet nie, hoe gaan deur jou eie wroeginge deur. Ek is gevul met die Gees, ek het die Here aangeneem, maar ek het 'n hengse probleem gehad met vrees vir mense. Ek het 'n angsaanvalle gekry. Van my familielede het ook gehad, lyk my dit was in ons bloed of iets, een van my familielede het te veel medikasie geneem, hy is dood daarvan. So dit was my pad gewees, dis daai way. Daai tipe ding wat hulle trek vir jou 'n baadjie aan wat nie moue het nie, hulle spuit jou goed in. Nou ek was daar, ek was op daai randjie, as ek met mense praat, het ek begin 'n nerve twitch kry, individue. So, het gaan so, maar die army kom ons nie daai goed agter nie. Almal is maar, as nie kommunikasie, wat waar jy is. Nou sê, F hierdie kant toe, F daai kant toe. Kom hier op bliksem, so, dis niemand kom agter as fout nie, maar nou moet ek het agterkom as hengse fout by, want ek moet, as ek bank toe gaan,
en ek moet 'n vormpie, daai tyd jy alles vorms, dis nie soos nou, dan skryf ek van die lyne af, as mense om my staan, ek raak angstig, ek kan nie skryf nie. Dis hoe ek was, maar ek onthou toe hulle vir my gebid het vir die Gees, dan voel ek anders. En ek gaan toe, ek sê, Here, ek wil nie dooies opwek nie, nie siekes genees of iets nie. Al wat ek wil doen, ek sê, vul my met die Gees. As ek bank toe gaan, ek het nie van die lyne afskryf nie. Ek beloof jou, ek het regtig. Ek was eerlik, ek wou net survive. Ek was in 'n survival mode. Ek het in Sunnyside gebly, Gertrop, woonstel nommer 9, Joubertstraat 117, ek onthou dit. Ek sit op die stoel, was daar koekoekklok. Sit ek so, dan sê ek, Here, vul my met die Gees, asseblief. Ek moet nou bank toe gaan. Maak my vol, ek is bang vir mense. Ek raak beangs. Maak my vol van die Gees, asseblief. Dit voel anders. Dan sit ek daar, 10 minute, dan staan ek op. Dan voel ek my verbeel my so kind, ek is nie die kokon van sy heerlikheid. Gaan ek bank toe, ek doen my job, kom terug. Elke week, vir maande, lees my lippe, maande, het ek dit gedoen. Eenmaal 'n week. Ek word een oggend wakker, toe's daai angs weg. Maar dit nie net dit nie. Ek het 'n gewaarwording begin kry van goed wat indrukke van God wat in my is, wat nooit daar was nie. Ek onthou, daai oggend toe ek wakker word, toe bid ek vir 'n ou wat 'n oogkwaal gehad het. En ek sê vir hom, ek sien dit en dat. Hy sê die dokter het dit ook gesien. Jy sien wat die dokter my gesê het. Begin ek visioene kry en toe die Here na die maande van my invulling het hy ander planne gehad. Ek wou net nie van die lyne afskryf. Dis die grootste effek op my lewe, die feit dat ek vanaand so met u praat, jy sal dink is natuurlik, ek is nie natuurlik. Die God se plan was vir my om sy woord uit te dra. Dis sy plan van die begin af. Die Satan wou dit wegdruk en wegdring. Die Gees van die Here het die salwing breek die juk, verstaan. Daar's jukke op ons en daar's goeters, maar ek en jy het nodig in hierdie tyd om vol van die Gees van God te wees. Ek sit nog en wag op die Here. Net soos daai. Vir ander redes. Ek sit nog net so en wag, sê Here, vul my met die Gees, die gemeenskap van die Heilige Gees. Jy sien, daar's 'n doel rondom dit. Ek kan gevul word met die Gees en dan sê Jesus, ek wil net weer daai lekker gevoel hê. Dis 'n verkeerde konsep. Jesus sê, want hy sê in Handelinge 1 vers 8, hy sê, gaan wag in Jerusalem, jy sal my krag ontvang, en jy sal my getuienis wees. Om sy getuie te wees, daar's 'n rede voor, God vul ons vir 'n rede. Daar's 'n uitvloei en 'n invloei. En baie mense raak die mekaar en dan dink hulle dit net ek soek net weer daai fix. Ek wil daai fix hê, maar daar's 'n doel mee. God wil deur my vloei. En God wil ons die fix gee. Ek moet nie eerlik wees, ek het nou vir julle gesê, partykeer voel ek niks nie. Beloof jy. Maar ek het geleer. Ek moet nie gaan oor die gevoel nie, ek weet dat God dit doen, want as ek hom vra, dan vul hy my. Maar partykeer dan verras hy my. Dan skielik, dan sê hy daar. Dan sit ek in ween in sy teenwoordigheid. Dan is dit net te awesome. Ek ry terug van 'n vrouekamp af nou die dag. En ek sien die Malotto pad en ek net voor ek die Zambesi kruis, kyk ek op en hier hang 'n wit duif. En hy fladder en hy kyk vir my. En ek dink, Jesus, wat so stupid duif is dit? Want duiwe doen nie dit nie. Ek het nog nooit 'n duif sien. Hy check my. Hy fladder so, hy kyk vir my so. En ek kom nader en ek dink, nee, hier is iets nie lekker. Hier is iets hierso. En die salwing van die Here kom in my kar. En elke keer vir maande daarna as ek oor praat, dan kom dieselfde. En ek kyk. En toe ek onder hom kom, toe vlieg hy weg. Ek gaan praat met Peer, is ou in my gemeente. Hy kom lang pad met die Gees, een van my mentors, die Gees. Ek sê van Peer, jy sê te snaaksheid, vertel hom. Hy sê van Joe, sonder om te dink. Hy sê die Here het jou gekomment. Jy het gedink, dis sommer net nog 'n kamp. Maar die Here het jou gekomment. Jy sien die Gees van die Here wil kom en ons verras, die gemeenskap van die Heilige Gees. Dis nie net sommer net, so hy wil kom en jou verras. Partykeer dink ons, ek het nie aan hom gedink eers nie. Maar hy het gekom, en hy het my verras. Ek was nie in 'n geestelike staat, ek was moeg. Ek was 'n vrouekamp, ek het bedien by 'n kamp waar daar, ek wil nie eens alles vertel nie, ek sal miskien vir julle vertel, as 9, moet hierdie vertel as van nie, daar was 9 praktiserende
prostituie by die kamp waar ek bedien het. Dis die plek waar ek, dis awesome vir my. 9 praktiserende prostituie, dit is nie dat hulle was, en nou kom hulle en ek bedien by die kamp, en ek gaan terug, maand daarna, die getuig die een. sy prys die Here, sy het altyd van die straat afgewerk, maar iemand het vir haar salon gegee. Nou werk sy dan, nou het sy geld, om eenmaal 'n maand, haar kinders sport toe te vat. Ek sit daar en ek huil, sê Here, help my om nie te oordeel nie. Onthou, daar is een kerktannie waar daar sit, sy kyk as sy sê van, hoe kan jy daai geld gebruik vir jou kinders? Sy sê van, jy weet nie waarvan jy praat nie. Maar sy het daarvoor gesoek. Ek dacht, jy het daarvoor gesoek. Ek sê, jy het daarvoor gesoek. Nou nie huil nie. Sy moet nie leeuwse bal speel, jy weet dat. Maar ek sê daar aan hy, en ek dink, Here is awesome. Nou is een van die, nou kom die Here en hy sê, hy commend my. Ek het gedink, ek sê nog op kamp, ek is moeg, en dis die mense. En die Here sê, ek commend jou. Heilige Gees kom en hy verras. Partykeer voel ek nie, partykeer, maak nie saak die gevoel nie. Maar ek noem het vir jy, want moenie die gevoel uitskakel nie, want hy raak partykeer ons liggaam. Die Bybel sê in Romeine 8 vers 11, he replenishes our earthly bodies. Hy gee vir ons sterflike liggaam 'n nuwe krag. Obviously moet jy dit kan voel. Wat ek doen is, ek sit so, dan bid ek. Sê ek, Here, sê ek vul my met die Gees. Ek sit nie lank nie. Daai van 10 minute, partykeer sit ek korter. Ek deel met die, ek kan vir jou lieg, ek kan vir jou sê, broer, ek wag op die Here, die nag. So, ek kan dit vir jou sê. Dan gaan jy sê, yes, hierdie Joe is 'n meneer, waar hy, maar jy gaan sê, ek kan nie dit doen nie. Want ek moet slaap in die nag en môre moet ek werk. Ek sit partykeer 2 minute, 3, 5 minute, 10, partykeer 'n halfuur, maak nie saak nie. Ek gee nie om, partykeer is het baie kort, dit maak nie saak, tyd maak nie saak. Tyd verloor my, dit maak nie saak. Maar ek sit, sê ek, Here, vul my asseblief in die Gees. En as ek so stil sit en ek wil stil raak, dan dink ek, my bakkie se bande, die ou sê, hulle moet omruil, ek wonder hoeveel kilo's te kop om. Dis hoe ek begin dink, so. Nou raak ek ontsteld, en die Here sê vir my, ek wil jou iets leer. Jy moet mooi luister wat ek nou sê. Hy sê, ek bly nie in jou gedagtes nie. Vir my om jou te vul, hoef jy nie jou gedagtes te blank nie, want dit is onmoontlik. As jy al probeer om niks te dink nie, jy kan nie. Hy sê, ek het jou gemaak om te dink. Obviously gaan jy dink. Hy sê, ek woon nie in jou gedagtes nie. Psalm 139, op berge en in dale, oral is God. Waar my gedagtes ook mag dwaal, ook daar is God. Hy woon nie in ons gedagtes nie. Soos my gedagtes dwaal, baie keer dink ek aan goed dat ek skaam is oor. So ek, Here, vergewe my vir dit, maar vul my met die Gees, asseblief. En ou sê, jy moet net aan mooi goeders dink, dis my probleem. Anyway. Sê ek, Here, sê, Here, asseblief, vul my met die Gees. Dan kom hy, en ek bring net my gedagte, dit is baie belangrik goed, dan skryf ek dit neer, want ek net onthou van die bande, sê, Here, vul my, hou net aan. Want hy is 'n persoon, jy sien. En ek deel op 'n praktiese manier met hier, ek hoop jy snap dat dit, jy nie dink, yes, hierdie ou, hy kom maar 'n bietjie laag. Ek sê, ek kan nie laag genoeg inkom nie. Want as dit nie op 'n kinderlike vlak is nie, gaan ons nie belewe nie. Dit moet daar wees. As ek myself daaraan skuldig maak, dank ek die Here. Want as waar hy is. As ek moet bedien in hom, en ek moet hom beleef, dan kan ek dit net op 'n kinderlike vlak ervaar, nergens anders nie. Ek wil die laaste deel met die deel, en dis die deel, maar ek eintlik, is dit die Exodus? Daar's 'n rede hoekom die Exodus, nee. Ek wil die deel oor die liefde van die Vader. Jy sien, ek en jy het nodig om openbaring van die Vader te hê. Vir my was dit maklik. Ek het nie 'n sterk familie ding gehad nie. My regte pa was homoseksueel geweest, so ek kon nie met hom relate nie. Ek moes verby hom kyk en ek moes 'n openbaring van die Vader vroeg in my lewe hê. Alles sou ek dit nie gemaak het. Die Here in sy genade deur die Heilige Gees het vir my 'n openbaring van homself gegee. So ek is gelukkig in daai opsig. Ek het nie vaste bande en goed met my hou wat ek voel ek sukkel om te relate. So ek relate, maar ek weet dit.
is dat ieder en elk van ons het nodig, in die tyd, as jy wil fiks wees om te survive in hierdie tyd, moet jy openbaring van die liefde van die Vader vir jou hê. Nou hier is hy, hier kom hy nou. Ek kan nie in 'n plek staan waar ek my kultuur voor God se koninkryk stel nie. Ek kan nie. Miskien moet ons nog die 10.000 meter gehardloop het. Is dit oké? Maar kan nie nou meer nie. Ek moet sê, ek is 'n seun van God. Ek kan nie sê, ek is eerste Afrikaner, en ek het 'n sekere kultuur, en hier goed is my die belangrikste in die wêreld. Ek kan nie dit sê nie. Ek moet sê, Here, ek is 'n seun van God. U koninkryk is my die belangrikste in die wêreld. Ek moet daai stap neem. En wat hy vir jy kan maak vir my kwaad wees, maar ek net vir jy sê, ons gaan nie survive as ons nie dit doen nie. Want God het 'n plan met ons, en die Here, ons is in die laaste tye van die laaste tye ook. Die Here, daar's 'n dringendheid rondom ons in die gees, daar's 'n dringendheid wat God ook wil doen. Nie net in ons land en in die wêreld oral, maar ons land, dis nou waar ons woon, en die Here doen die goeders wat ons moet doen hier. Hy doen dit nie in China nie. Dis soos ouens wat gaan, hulle wil sendingwerk doen, nou altyd in China of so. Wat van jou buurvrou? Net nie myne nie, dis useless. Ek het al getry. Maar anyway, jy kan daar try. Maar anyway, ek kan nie bekostig om meer 'n kultuur of 'n ding bo God se plan vir my lewe te stel nie. Ek moet kom op 'n plek waar ek sê, Here, ek is onderdanig aan U, maar ook ek wil U liefde in oormaat ervaar. Maar kan net wanneer ek sy aanneming van my as seun aanvaar. Maar ek sê, Here, my identiteit is omdat ek 'n seun van God is. My identiteit is nie omdat ek Afrikaner is, omdat ek van 'n berg is. En ons is so, my oupa grootjie dit, my claim to fame was al die jare, my oupa grootjie was 'n POW in die Engelse oorlog, boereoorlog. Hy was 'n Sint Helena. Dit is awesome vir my. Hy's my held gewees. Maar dis nie my groot ding nie. My groot ding is Jesus Christus het vir my gesterwe om my te connect met die Vader. En ons moet daai visie hou en daai perspektief hou, anders gaan ons die mekaar raak. Anders gaan ons dit mis. Anders dan mix ons dit op 'n manier dat ons die mekaar raak. Dan mis ons dit. Maar verstaan ons nie meer nie. Die Here wil hê ons moet gefokus wees. Want ons het nie meer tyd soos met 'n marathon nie. Dis nou goed, dit gebeur te gou. Jy kan nie sê jy is lief vir my nie. Ek ken my nie genoeg gedoen om te sê jy is lief vir my nie. Is jy okay? Ekskuus tog, Frank. Dis waar, Frank sê God en sy wil met ons lewenstyl word. Dis waar. Sy wil vir ons dat ons seunskap moet aanvaar. Sê ek is 'n seun van God. Dit maak 'n groot verskil in my lewe en dis die impak, die grootste impak op my lewe is dit. Die motivering is dit. Dis iets anders nie. Amen. Kan ek saam bid met U? Vader, ek dank U vir die tyd wat ons saam is in. Here, vir die oomblikke. In oomblikke doen U awesome goeders, Here. Ek wil vanaand vir U dankie sê dat ons kan verootmoedig vir U. Here, dat ons kan erken dat ons U nodig het, dat ons kan erken dat ons onder U moet inkom. Soos wat Laurens gesê het in die begin, Here, ons moet onder U inkom. Dis waar het veilig is. Here, dat ons erken in nederigheid dat ons seuns van U genoem mag word. Nie in trots nie, in nederigheid. Here, dat ons ook kan erken dat ons die bose kan oorwin deur die feit dat ons nederig is. Nie omdat ons perfek is of omdat ons iets oor self uitgedink het of iets wonderliks gedoen het, maar omdat ons nederig is voor U. Dat die bloed van Christus en die krag van sy opstanding in werking tree in ons lewens. Omdat die Here sê, ek het genade vir die ootmoediges. Here, dankie vir die tyd en dankie vir die hart vir ons. Dankie vir elke broer hier, hierso, Here, en vir die hand op hulle lewens. Vader, ek bid vir 'n gemeenskap met die Gees wat ons nog nooit ervaar het. Ek bid, Here,
dat ons 'n honger en 'n dors sal hê, soos wat Dawid skryf, soos 'n hert in dorre streke, dors my siel na U, o God. Here, mag ons wag op U, dat ons U ervaar in tye, en dat U ons ook verras met U teenwoordigheid. Dat U ons ook verras met U goedheid, Here. Ons dank U, Vader, in die naam van Jesus. Amen. Net gou 'n sluk water vat, dan gaan ek is amper klaar, ek gaan nie vir julle baie lank hou nie, maar ek net sy fort van my, ek swaar op die water. Ek sien nou en dan moet ek hom maar check. Hy 4 liter V6. Ja, in Capital Park waar ek bly, ek het nou van my free flow ingesit. Die ouens hardloop uitlik kom by sy, stop hier in die voortuine as ek verbykom. My ouens in die ooste en so, hulle kom nie eens kyk nie. Dis allemaal rocks en dis die nuwe Rangers en goed. Maar daar by my, die ouens dink is kwaai hoor. Trap ons so, dan gaan ek so verby. Sien ek ouens by so. Maar by my waar ek bly, die honde blawa om ons so woef ek sê. Een voordeel wat ek het in die nacht is het stil as hoor ek die leeuwsbrul, dat is ons na by die zoo. Ja, ty keer dan steel die leeuws my honde se kos deur die draad, so naby is ons in die zoo. Krap by onderbaks en my lang naal nader. Dankie Here, dankie vir U goedheid, dankie Here vir U guns, dankie vir U liefde vir ons Here. Dankie vir U goedertierenheid vir ons en U toenadering vir ons Here. Dankie dat U ons toemaak, dankie Vader, dat U tot ons nader, Here, op lieflike wyses, dat U ons lief het Here, op sulke lieflike wyses, dat U ons aanraak Here, ons dankie vir dit, in die naam van Jesus, dankie Vader, prys U naam.